Goeiedag, hiermee 'n woord van bemoediging. Het jy al gesien hoe sommige ligte in jou huis nie net een gloeilamp het nie, maar 3 of 4 wat saam die vertrek verlig? Dis een lig, maar binne-in werk verskeie gloeilampe saam om 'n vertrek helder te maak. Nou wat gebeur wanneer een van hierdie gloeilampe blaas? Meeste van die tyd doen ons niks. Ons laat dit net so want die ander brand nog. En dan blaas nog een. En ons sê dan vir onsself, dis nog oké, daar is darm 'n bietjie lig oor. Soms loop dit so ver dat net een lampie nog flou brand, want ons raak gewoond daaraan, dat ons nie eens meer besef hoe donker die kamer geword het nie. Dit is die deel wat my tref. Ons oë pas aan by die donker. Ons begin die donker as normaal sien. Ons aanvaar dat dit maar net is hoe dinge nou lyk. Ons vergeet hoe helder dit eens was. En is dit nie merkwaardig hoe ons perspektief kan aanpas in die donker nie? Ons kan leef in minder lig en dink dit is genoeg. Ons kan stil staan in 'n plek van half lig, half waarheid, half vreugde en ons leer om dit te verdra. Maar dit beteken nie die kamer het minder lig gekry nie. Dit beteken net party gloeilampe het opgehou werk en ons het dit nie vervang nie. Paulus was eendag in die donker. Hy het nie geweet hy was in die donker nie. Hy het mense vervolg wat in Yeshua geglo het, maar toe ontmoet hy die lig, Yeshua self, en alles het verander. Soms gebeur dieselfde in ons lewe. Daar's dinge wat donker geword het, gewoontes, sondes, verslawing, selfs geslagslange vloeke wat jou lig vervlou. Dis soos ou geblaaste gloeilampe wat jou lig nie die volle helderheid gee wat dit kan hê nie. Maar hier is die goeie nuus. Abba Vader roep ons om weer helder te skyn. Ons kan hierdie ou gloeilampe vervang met die lig van die lewe, Yeshua. Hy bring nuwe lig, nuwe hoop, nuwe krag. Dink ook byvoorbeeld aan Abraham. Hy het groot geword in 'n dorpie Ur, 'n stad vol afgodsbeelde, waar mense die maangod en ander gode aanbid het. Dis 'n wêreld waar die duisternis as normaal gelyk het, waar mense so gewoond geraak het aan die donker dat hulle nie eers meer besef het dit is donker nie. En dis soos vandag. Ons leef in 'n tyd waar duisternis bevorder en selfs gevier word. Vat byvoorbeeld Halloween, 'n fees wat voortkom uit die verering van voorvadergeeste, die dood, die onderwêreld en okkulte praktyke. Die wêreld sê dit is net pret. Dit is net kostuums, dit is net 'n speelietjie. Nee, ons is geroep om lig in hierdie wêreld te wees. Abraham het keuse gehad. Hy kon die donker as normaal aanvaar en deel gebly het van wat almal gedoen het. Maar toe Abba Vader met Abraham gepraat het, het hy nie kompromie gesluit of getwyfel nie. Hy het gehoor en onmiddellik gehoorsaam. Abba Vader sê vir hom in Genesis 12 vers 1-2, gaan uit jou land, uit jou familie, ek sal jou groot nasie maak en jou seën. Abba Vader het nie vir Abraham gesê, waarheen nie, net gaan. Abraham het gegaan. Abraham se lig het helder geskyn in 'n donker wêreld en dit het die duisternis uitgedryf. Net so vandag roep Abba Vader ons nie net om 'n lig te hê nie, maar om 'n lig te wees. Nie om stil te staan en te kyk hoe die wêreld donker word nie, maar om op te staan, te skyn en die duisternis te konfronteer. Ons is geroep om anders te wees. Ons is geroep om heilig, afgesonder, vol lig te wees. Wanneer ons lig laat dowwer word, wanneer ons gemaklik raak met die donker, begin ons wees soos daardie lig met 4 gloeilampe wat een vir een uitbrand. Die kamer verander stadig en ons merk dit skaars. Maar wanneer ons die lig van Yeshua aktief aanwakker, soos Abraham, Abba Vader gehoorsaam het, skyn ons helder. So helder dat die duisternis nie 'n vaste plek kry nie. So helder dat ander sien, hy leef. Die vraag is, watter gloeilampe in jou lewe het dalk geblaas? Wat het die lig begin dof? Waar het die lig in jou lewe begin dof word? Miskien 'n klein kompromie, 'n seerplek, 'n teleurstelling wat stil weggesteek is. Miskien draai jy 'n sonde of 'n gewoonte. En ek het nodig om die volgende dag vir jou te sê, daar is nie 'n donker plek in jou lewe wat Yeshua se lig nie kan verander nie.
Hy staan met uitgestrekte hande, gereed om jou nuwe lig, vreugde en lewe te bring. Laat jou lig helder skyn. Laat Yeshua herstel wat gebreek is. Vertrou hom, gehoorsaam hom en wees 'n lig in 'n wêreld wat hoop en lig nodig het. Staan op, word lig, want jou lig het gekom en die heerlikheid van Yotevaweh het oor jou opgegaan. Jesaja 60 vers 1. Vandag is jou dag. Vervang die geblaaste gloeilampe en laat jou lig soos 'n stad op 'n berg skyn. Kom ons bid saam. Vader, ons eer en ons loof U vir U woord. Vader, ek bring my donker na U toe vandag. Vervang wat gebreek en wat geroes is. Herstel my lig. Laat U lig in my skyn. Nie vir my glorie nie, maar vir U alleen. Ek bid dit alles in Yeshua HaMashiach se naam, die seun van Yotevaweh. Amen. Shalom.